Hallo en welkom hier by Farm Space. Is jy op soek na 'n klein bokkie? Nee, 'n regte bokkie. Nee. Kleiner disse. Ons vergeet permanent van die ouens wat daai kleiner trekkers het, maar wat nog steeds 'n ordentlike bewerking wil doen. Ek praat met Henry, hy gaan my meer vertel van hulle klein hoëspoed dis reeks en hoe hierdie ding by jou boerdery inpas en ook as jy hierdie besigheid deur hierdie video koop. Jy sê net vir hom het hierdie video gekyk, né? Dis al wat jy doen. Dan kry jy nog 'n lekker afslag, R5000 afslag op daai dis wanneer jy hom bel. So, check 'n bietjie hierso. Henry, like dit? Goed jy, André? Nee, doodstil. Okay, ons sit in 'n mark waar almal net groter weier gaan, nê. En dit voel vir my partykeer ons vergeet van die ouens met 'n 60 kW trekker, nê. Ons doen, André, dis 'n moeilike mark om voor te ontwikkel. Kyk, baie goed aan die trekkermark het ook aan die trekkerkant self het ook verander. Hoe die klein trekkertjies ingekom gespek word, is nie eintlik meer om grondwerk te doen nie. Jy weet, is 'n draadwa sleeptrekker of 'n waterkar. Nee, maar dit is presies dit. Ek meen dis daai van okay, luister nie daai nie, hy gaan die kunsmiswagen 'n bietjie rondtrek hierso, daar op en af laai die hele lot. Maar ons vergeet, 'n Massey Ferguson 188 en 'n Ford 5000 het hierdie land mak geploeg. Hulle het en hulle kort implemente. Dit is nou presies daai. So, verduidelik maar hier agter jou. Right. Hier staan nou 'n 2 metertjie, 2,5 en daar staan 'n 3 meter. Ja. Alright. Ons het agtergekom daar's 'n helse behoefte. Hierdie veeboere en 'n kleiner boer, jy weet hy wil ook graag sy lande werk. En brandpaaie, sommer daai tipe van brandpaaie, dis ek wil 30 hektaar se haver ordentlik plant. Jy weet jy wil dit nie afskeep doen nie. So hier is die oplossing vir jou. Dis 'n baie kompakte masjienkie. Weereens is terug met ons ou hoëspoediste. Ons bring die roller bietjie naby om daai 3-punt van die trekker te spaar. Maklik optel, maar jy nog steeds die gewig en die robuustheid van ons groter masjiene. En as ek reg is, ek sê jou dieptebeheer is sommer daar op die roller. Op die roller, so hy is kompleet en standaard met sy roller soos wat hy hier staan. Jy stel hy link korter of langer om jou diepte te stel. Hulle kom standaard met ons risers uit. So jy kry al die spesifikasies wat jy in 'n groter masjien kry net in 'n kleiner ontwerp. En as ek reg is, ek sê die op die riser self sit jy ook met daai, jy kry beter penetrasie, so jy het amper meer kilogram per, hoe meet hulle daai ding, newtons of whatever ook al wat die ding in die grond ja, jy bietjie meer, kyk wat hy vir jou verskaf is 'n bietjie beter sny vermoë, so jy het daai ekstra penetrasie sonder om jou trekker weer eens te vermoor. Want die ander manier om penetrasie op 'n hoëspoed te kry is na gewig na die probleem te gooi, dan kan jou trekkertjie hom nie meer hanteer nie. Yep. En ons doen dit deur om risers standaard op hulle te sit en beter sny vermoë ook. Maar ek meen meeste van jou gewig is in elk geval hier gekonsentreer, maar ek meen soos as jy nou dit doen, min mense weet dis 'n 12 mm balk, né? Ja. So jy het ewen op die kleine het jy nog steeds die 12 mm wat jy gebruik. Hoekom sal ek nou hulle afskeep? Ek wil hierdie masjien bou. Jy weet jou babietjies. Ja. Jy weet mos as 'n veeboer, sy kleinkinders gaan nog met hierdie ding moet werk. Hy gaan sy waarde uit om uit wil hê. Hy moet hou. 'n ander belangrike ding is ook veeboere is geneig om meer klippe te hê as saaiboere, né? So, hulle het net klippe. Want hulle wil nou, hulle wil mos nou daar iewers ter 'n land begin maak. Nee, wag, ons kan hierso so 20 hektaar daar. Ja. Jy sien, as ek hom so hier oor kan kyk, daar oorkant kan 'n 20 hektaartjie daar werk. En dan wil hy halfie onmoontlike met die tools verrig op die einde van die dag, maar wat jy vir my sê is met joune kan hy actually. Jy kan. Hierdie bring weer 'n bietjie kwaliteitbewerking, jy weet, vir daai kleiner boer of daai kleiner hektare. En dit bring jou terug waar jy daai opbrengs, jy weet daai opbrengsverskil tussen die ouens wat intensief saai en die ouens wat bietjie meer ekstensief saai. Kom ons kry daai twee nader mekaar. En 'n hoëspoed is 'n goeie beginpunt vir dit, glo ek. Ek stem 100% saam met jou. Okay. Kilowatt per meter, wat het ek nodig? Ons moet eintlik hier kom die groot vraag en ek is bly jy vra dit. Ons moet eintlik nie werk met kilogram per meter nie. Of kilowatt per meter nie. Ons moet werk met kilogram per meter. Die huisvermoë op die klein trekkertjies is almal se kop seer. Ja. So hierdie masjien 2,5 kan byvoorbeeld deur 'n 60 kW trekker gesleep word. Ons moet net seker maak hy kan hom optel. Dit is die crux. Dis die crux. Nou okay, en waar sien ek dit nou? Waar is my gewig op hierdie besigheid? Nie op die serial nommer sê ongelukkig op ons brosjures is die gewig en of sy manual, ek kan dit vir 'n kliënt verskaf as hy
daai gewig te wil hê. Okay, en dan sit 'n kwessie van hy moet net gaan uitvind hoeveel kan sy trekker optel en dan daar volgens Gelukkig, ek het al 'n goeie idee uit terugvoering uit die mark. Ek vra gewoonlik die ouens, hulle sal weet, ek vra vir jou om wat se trekker is dit? Want ek het al bietjie my vingers gebrand waar dis op 'n plaas afgelaai word en die trekker kan hom nie optel nie. Dat is 'n kleiner dissie moet aan die ou verskaf, maar ek het 'n goeie idee wat werk en wat werk nie. Ander ding is ons 2 metertjie want ons bou wingerdmodelle. Ja. Jy weet ons het nou nog gepraat oor nog kleiner masjienkies, jy weet wat in die wingerde en boorde werk. Maar ons kleiner modeltjies, so hier staan 'n 2 meter. Ons kan hom kompakter bou. Nou om hierdie afstand hier nader te bring aan mekaar, bring jy die gewig nader aan die trekker. En dan kan jy hom actually Dan kan jy hom opgetel kry. Want wat 'n hoëspoedis doen, omdat jou gewig so ver van jou trekker se balle af lê, is dit eintlik waar jou huisvermoë tot niet gaan. Maar om hom weer bietjie kompakter te bou, dan bring ons ewe skielik 'n 50 kW trekker weer in spel. Wat en dan bou jy nou regtig wat hulle sê 'n compact dis. dan is dit 'n compact dis arrow. Right, dit is Henry hierso van Bokkie. Soek jy 'n compact disk arrow. Okay, so. Hier's die pryse. Checkie. Right. Kom met hulle in kontak en dan gaan hulle vir jou aanbeveling maak oor wat die beste op jou trekker pas. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.